God van almag, God van krag, God oor die nasies en bovenal, God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal, God oor my. Dankie, dit was baie lekker. Goeiemôre broers en susters, maats. Welkom by die erediens vanoggend, welkom by die Pinksterfees. Ons nooi graag elkeen uit om die nagmaal saam met ons te gebruik vanoggend ook. Ons sê baie welkom aan almal wat inluister ook. Hierdie erediens word gestroom, daarna aandskemering en as daar mense is van elders wat van hulle huise af inluister, baie welkom aan julle ook. Vriende, en dan verwelkom ons vanoggend die doopfamilie. Dominee André Dievenage gaan vanoggend die doop bedien en dit is sy kleinseun wat vanoggend gedoop word. Daarom sê ons ook baie welkom aan Quintus en Louise en die Besuidenhouts, die oupas en die oumas en die familie en al die Dievenages vanoggend. Mag dit vir julle ook 'n besondere oomblik wees, ook wonderlik dat daar vanoggend 'n kindjie gedoop kan word op Pinkstersondag. En ons sê vir André baie dankie wat die diens gaan lei, die doop gaan bedien en die nagmaal gaan bedien. Vriende, dan net 'n reëling rondom die kategese. André gaan die kinderoomlik aanbied en dan die doop, en na die doop gaan hy vir die kinders wat nog in die diens is, tot en met graad 6 geleentheid gee om uit te gaan. Julle kan dan gaan aansluit by die klasse hier in die saal,
as ook in die graad 1 tot 3 gaan na die ou gebedskamer met die groen mat en graad 4 tot 6 gaan na die saal toe asseblief. En dan na afloop van die erediens, graad 7 tot 9 gaan na die gebedskamer en dan graad 10 en 11 na die konsistorie asseblief vir kategese. Dit is nou moeder en Noord en al die kinders wat vanoggend hier is, ons nooi hulle uit om deel te neem in die kategese. Vriende, en dan sal julle sien, ons het ook 'n blaadjie oor aanskemeringse bazaar. Ons vra ondersteun asseblief aanskemeringse bazaar 25 Mei tot 1 Junie. Kyk ook al die ander afkondigingkies, alles wat u daar kan doen en ondersteun. Vriende, dan voeg ons by die lysie vir voorbidding dan die Tiki Tron, ons dink in besonder aan haar met haar gesondheid, ook Heidi Forsie en dan die Magriet de Tooi, ons dink aan hulle wat hulle gesondheid aanbetref, en dan dink ons aan die familie van Ilse Loog, waar Ilse se pa oorlede is, Ilse Loog se pa is oorlede, so ons dink aan die Loog familie in besonder. En vriende, dan sien jy daar die sterfgevalle, neem net kennis dat Ampinel se diens is Dinsdag 12:00 hier vanuit ons kerk, ons dink aan Tannie Vera en haar kinders, en dan Fritz Zoelner se diens Woensdag 11:00, Karina, ons dink aan jou en die familie in hierdie tyd, en dat die Here in besonder sal kom vertroos. Vriende, mag ons in besonder vanoggend dan nou ook die teenwoordigheid van die Here ervaar, die Here wat ons kom bedien met sy liefde en sy genade en sy troos. Dankie André dat jy die diens vir ons gaan lei. Goeiemôre, goeiemôre broers en susters. Kobus, Jakobus en Kerkraad, baie dankie vir die geleentheid wat julle my gegee het om vanoggend hierdie diens te lei, veral omdat dit 'n besonderse diens vir ons is. Broers en susters, ek glo en ek vertrou dat die Here ons vanmôre gaan ontmoet rondom sy woord by Pinksterfees, en mag dit vir elkeen wat hier is 'n belewing wees. Ek gaan probeer getuig oor wat ek by die Here gehoor het, en ek gaan daaroor so ietsie vir julle sê. As jy nou mense van buite af inkom en hulle sien ons nou hier by mekaar, mense wat nou nie weet wat ons doen op 'n Sondagoggend hier nie, en hulle sou vra, wie is ons en wat soek ons, dan sal ek nou graag wil hoor wat ons vir hulle gaan sê, hoe ons vir hulle verduidelik wat ons vanoggend hier maak. Het jy nou al gedink aan Willem? Wat sal ons vir hulle sê? Hoe gaan ons dit vir hulle sê? Ek dink ons sal vir hulle probeer sê, my antwoord sal wees, hierdie klomp ouens wat hier is, hierdie mense wat hier is almal wat op 'n manier deur die woord, deur die Gees van God, deur die lees van die woord, iewers tot die oortuiging gekom het, dat Christus is die Here. En hy het die Here oor ons almal se lewens geraak, toe hy vir ons gesterf het en ons sondes vergewe het, en ons met sy Vader, God, versoen het. En hy het vir ons sy woord op 'n baie besondere manier nagelaat, en sy Gees om ons te oortuig van hierdie woord en die waarheid daarvan. En dis ons identiteit. En ons kom vanmôre saam om dit nie net op 'n tasbare wyse te vier met 2 tekens wat hy self ons ingestel het, maar ons kom dit ook om dit te vier as gelowiges rondom die woord. Daarom, broers en susters, is ons so by mekaar in die naam van hom wat gesê het, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, vrede vir julle van God ons Vader
en die Here Jesus wat hy vanmôre met ons deel deur die werking van sy geloof en waar ons ook as gelowiges so rondom die nagmaalstafel en die doopvont kom sit. Kom ons sing 'n loflied saam, lied 436, al die verse. Baie dankie, Karina. Skep o Gees, laat leef o Gees, laat kom die koninkryk met mag. Laat mense tot bekering kom, o red deur u oortuigingskrag. O Gees, verlig ons, laat ons vind die waarheid wat die woord ons leer. Dat ons met God en met mekaar in gees en liefde kan verkeer. Herskep o Gees, laat ons herleef, maak wakker elkeen in die kerk. Laat ons uit God se liefde leef en dankbaar waak en bid en werk. Dankie. Goed. Broers en susters, ek gaan nou eers so 'n moment met die kinders deel. Ek dink kan ons net die volgende skyfie kry tot by Deuteronomium, die 6de hoofstuk. Dink ons is nou daar. Kom ek wil eers vir die kinders en vir die kindermoment so 'n paar verse uit Deuteronomium, die 6de hoofstuk, vers 6 tot 8 lees. En hierdie gedeelte is waar Moses nou die wet ontvang het, en dan het hy die wet vir die Israeliete voorgehou, en nou praat hy met die Israeliete om met hulle kinders te praat daaroor. En dan sê hy vir hulle, hy sê, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Nou, ek wil vir die kinders vra, dat julle moet nou saam met my help 'n bietjie, om vir my bietjie te kyk. Julle al gedink oor 'n bril? Jy weet, dis nou nie iets wat ons in die Ou Testament of in die Bybel nie. Ons lees nêrens in die Bybel van 'n bril nie. Ons kry nie die voorbeeld van kontaklense of brille in die Bybel nie. Dit staan nie daar nie. Dit is 'n nuwerwetse uitvinding wat lank na die tyd gekom. Maar wat doen 'n bril? Daar's 'n paar prentjies van brille. Wat doen daai brille? As jy mens ouer raak, dan raak die lense mos nou nie meer so fleksibel nie. En jy het 'n bril nodig as jy wil sien. Hy help vir ons net met die verbuiging van die strale, dat ons beter kan sien. Ons kan goed raak sien, wat ons andersins nie raak sien. Dan kry ons sonbrille. Hoekom gebruik ons 'n sonbril? Dis nie om undercover te gaan nie. Dis omdat ons sekere strale wat hard is op die oë wil sagter maak. Party van ons dra dit sommer vir die mode. En dan is daar nog ander brille. Nou, ek het nie so een saamgebring nie, maar waarvoor dink julle gebruik ons daai bril? Wie kan vir my help? Waar is die kinders? Help my. Ja, om te duik. Dis nou vir die mense wat die krewe waar daar onder die klippe soek en in die ding soek. Hulle gebruik daai bril om te kyk en uit te haal. Ons kan nie regtig onder die water kyk sonder 'n bril nie. Ons sien nie mooi duidelik nie.
En dan daai bril, ja, ek mag nou net nie vir Jaco vra nie, was Jaco, hy gebruik nie so 'n bril nie. Weet jy wat se bril is dit? Help my? Ek hoor nie. Ek kan nie hoor nie. Swysbril. Wie van julle het al probeer swys sonder daai bril? As jy sonder daai bril probeer swys, as jy diep in die moeilikhede, voel dit of iemand 'n klomp sand in jou oë kom gooi die volgende dag. Dis verskriklik. Daai ultraviolet strale en die goed maak jou oë verskriklik seer. Maar met daai swysbril, as jy daai stokkie neersit, dan kan jy presies sien wat jy swys. En jy kan mooi die metaalplaat of wat jy ook al aan mekaar wil swys regkry. Maar jy het 'n bril nodig om dit te doen. Kom ons kyk na die volgende bril. Wat is dit? Wat 'n bril dink julle is dit? Dis nie 'n bril waarmee ek lemoene pluk as hulle ryp is nie. Dis 'n bril wat ons gebruik as ons skiet. Die mense gebruik hierdie bril tweeledig. Eerstens om sy oë te beskerm en tweedens dit verhelder blykbaar die teiken van die klei wat as hy vlieg wat oranje is, dan kan jy hom beter raak sien. So word hierdie brille gebruik om vir ons te help om raak te sien die dinge wat ons nie kan raak sien nie. Die aansluiting wat ek wil maak by hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, is dat die Here vir ons sy gebooie en sy wet gegee het. Maar dit is nou nie 'n gewone wet nie, want wat word met 'n gewone wet gedoen? 'n Gewone wet, julle weet wat gebeur met gewone wette, né? As ons te vinnig ry, wat kan met ons gebeur? Ons kan beboet word. As jy oor 'n stopstraat ry en die verkeerspolisie sien jou, dan kry jy 'n boete. As jy verkeerd parkeer, dan kry jy 'n boete, 'n reëls en wette. Wat gebeur as jy by die skool 'n reël of 'n wet oortree? Jy kan gestraf word. Maar wat gebeur as ons die riglyne, die wette wat die Here vir ons gee, wat gebeur met ons as ons dit nie gehoorsaam nie? Word ons gestraf daarvoor? Nie in die direkte sin soos ons gestraf word wanneer ek 'n boete kry vir 'n spoedoortreding nie. Maar dit kom my verhouding met die Here en die mense in gedrang bring. En wat die Here gedoen het met die Israeliete, hy het vir hulle hierdie riglyne gegee en gesê, ek gee dit vir julle, julle moet daarvolgens lewe. Dan sien julle in 'n regte verhouding met my lewer en ook in die regte verhouding met die mense rondom julle. En toe het hy 'n manier gekies om hierdie stokkie vir die volgende geslag aan te gee. Hy het gekies om dit deur die ouers te doen. Hy sê, ek gee nou vir julle hierdie wette, maar julle moet met julle kinders daaroor praat. Julle moet dit vir hulle aangee. Hoe moet julle dit vir hulle aangee? Deur 'n leefwyse. As jy sit en as jy slaap en as jy op reis is, oral waar jy lewe, moet jy dit vir hulle in 'n voorbeeld aangee. En dis presies wat ons verstaan wanneer ons kindertjies kom doop. Ouers wat hier voorkom staan, sê hierdie kinders verstaan nog niks van al die wette en van die riglyne en van die lewe nie. Maar oor die jare het ons deur die leiding van die Gees en deur die genade van die Here 'n bril opgekry wat ons help om dinge raak te sien en te verstaan. En ons gaan dit aangee vir ons kinders, want ons is vir ons kinders met ons lewe lief. Daarom dat ons dit vir hulle doen, want ons wil baie graag hê dat hulle in die regte verhouding met die Here moet leef, en ook in die regte verhouding met die mense rondom ons.
Ons gaan vanmôre, wat ons die voorreg, het ek die voorreg om 'n kleinkind te doop. Ekskuus, en ek gaan nou vra dat julle saam met my gaan luister en saam met die ouers gaan luister na die formulier vir die bediening van die doop aan kinders. Die eerste vra ons, hoekom doop ons kinders? Dis omdat as ons die Bybel gelees het, dat ons in die Ou Testament verstaan, dat God hierdie ooreenkoms aangegaan het tussen ons en ons kinders, met homself. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament, waarin God al die gawes van sy gees tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God, dat ons en ons kinders wat in hierdie testament ingesluit is, en dat ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie. Want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons maar net die dood verdien. Jesus het egter die straf vir ons sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie net 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dis nie ook die geleentheid waarby kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Ek gaan nou vra dat ons lied 288 die eerste vers saam sing en dan gaan ek vra dat Quintus, jy en Louise en klein Malek na vore kom, Kobus, Kotie en Annemarie en Isak, dat julle na vore kom. Ons gaan almal nie staan terwyl ons vir Malek gaan doop. Ons dank U, Heer, en bring U eer. Hoe groot is U ontferming. U het ons skuld aan U verbind. Ons leef in U beskerming. Doop. Staan julle. Ja, die ouers kom, Kobus, Kotie, Annemarie, staan julle almal hier. Staan. Quintus en Louise, julle het nou gehoor waaroor die doop gaan. Om nou te bevestig dat julle vir klein Malekkie bring vir daardie doel, vir julle die volgende vraag antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer wat die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer verkondig. En beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, na die beste van julle vermoë te leer en te laat onderrig. Quintus, Louise, julle antwoord. Staan nou. Malek David Bezuidenhout, ek jou doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.
Hemelse Here, as klein Melek nie weet wat vanmôre met hom gebeur het nie, net so min verstaan ons hoe dat ons in u liefde en in die genade ingesluit kon word, terwyl ons dit glad nie verdien nie. U het ons oortuig daarvan, dat dit vir ons geldig is, en dat dit waar is, en dat u ook ons sondes op hierdie manier vergewe het. Daarom dat hierdie ouers vanmôre hier staan, om hierdie kind aan u te wy, omdat hulle hom van u af ontvang het, maar ook wil groot maak, Here, sodat hy u ken, u kind kan wees en u kan dien, maar ook kan leef tot die uitbouing van die koninkryk. Dankie Here dat ons sigbare tekens, soos water het, om ons aan hierdie geleentheid te herinner, om ons te herinner aan die waarheid wat u vir ons in hierdie wêreld kom gee het. Ek bid Here dat u hulle die wysheid, die genade, die insig, die helderheid van verstand sal gee, om binne elke omstandigheid te verstaan wat die beste is, hoe hulle kind moet grootmaak en onderrig en lei. Dankie Here, dat u nie net vir ons kinders gee nie, maar dat u ons ook toerus met alles wat ons nodig het, om hulle groot te maak. Ons eer u daarvoor, Here, dat u Gees ons altyd in die volle waarheid lei. Ek bid so, Here, dat u hulle sal seën, en dat u hom sal dit groot word, tot eer van die naam. Amen. Broers en susters, kom ons sing die tweede vers van die 288 as 'n seënbede. Jakobus. Staan net so. Alles wat klein en ook onrein, toch is sal vir u heilig, en die poort sal vooruit sorg, by u is hulle veilig. Pikkewyn, baie geluk my ou kind. Lekker. Quintus, baie dankie vir my voorreg hoor. My vrou sterkte, dankie wel. Isak, baie geluk. Kotie, baie geluk met die dag vir jou. Kobus, baie geluk, sterkte was waar. Dankie. Ons gee dan nou ook geleentheid vir die diakens om die liefdegawe in te samel, en dan gaan die kinders wat dan uitgaan die graad 1 tot 6, die voorskool tot graad 6, né, gaan hulle dan uit na hulle klassies toe. Baie dankie.
Baie dankie vir die diakens. Broers en susters, kom ons gaan 'n lied saam sing. Jy kan net so bly sit. Lied 442. Ons gaan die 2 verse daar saam sing. Voordat ons die woord van die Here gaan lees, is 'n gebed wat ons saam doen, dat die Here ons ook vanmôre deur die woorde van die skrif ontmoet. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot die eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot die eer. Ons hemelse Vader, as ons nie kon glo en met ons hele wese kan vashou, dat U Gees onder ons werk, in ons midde is, in ons is. Oomblikke soos hierdie, ons oë, ons verstand verlig, verhelder nie. Dan sou ons nie die woord kon lees of daaruit kon dink nie. Dankie Here vir hierdie belofte wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons vanmôre as U kinders in ons hele wese en ons hele bestaan daarin kan vashou. Daarom ook 'n belydenis doen, Here, dat hierdie woord U woord is. En ons wil vra, Here, dat wanneer ons dit lees vanmôre en dit saam oordink, U persoonlik met elkeen van ons sal praat. Dankie dat ons juis in hierdie tyd van die kerk se jaar, binne die Pinkstertyd, Here, kon aandag skenk aan die werk van die Gees. Dankie dat ons in hierdie afgelope week kon hoor hoe dat U vormend in ons lewens werk. Ons op die ou en Here omvorm, om U kinders te wees, vrugte te dra, waarin U verheerlik word, waarin U naam groot gemaak word, waarin ons die koninkryk, die heerskappy hier op die aarde uitbou. Daarom bid ons ook vanoggend, Here, heilig hierdie oomblikke wat ons rondom die skrif kom sit, ook wanneer ons net nou aan die nagmaalstafel kom sit. Amen. Broers en susters, ek wil so 3 kort skrifgedeeltes met u saamlees. Efesiërs, die eerste hoofstuk, vers 17 tot 21. Dit is waar Paulus vir die gemeente bid. Hy sê, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder,
dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom laat sit het, en hom aan die regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al van sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, en dan ook blaas ons om na Filippense, die eerste hoofstuk, daar gaan ek ook net vers 9 en 10 vir saam lees, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop het werklik aankom, dan sal julle op die dag van Christus, wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Christus Jesus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Kolossense, die eerste hoofstuk, net vers 9 en 10. Daarom van die dag af, dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werk en toeneem in die kennis van God. Broers en susters, dis die woord van die Here. Mag hy ons vanmôre in 'n besondere manier daarin lei in oordenking daarvan. Soos ek net gesê het met die kindermoment, bestaan daar nie 'n begrip van 'n bril en 'n kontaklens in die Bybel nie. Ons lees dit ook nêrens raak nie. Die terme is egter vir ons meer bekend as ons terugkyk na hierdie 3 gedeeltes wat ons gelees het. Die konsep wat Paulus hier gebruik om vir die gemeente in Efese en Filippense en Filippi en Kolossense te verduidelik hoe dat die Gees van God in ons werk, bring vir my die metafoor van die bril na vore. Wat doen 'n bril? Ons moet tog onderskei tussen 'n bril waardeur ons kyk en 'n spieël waar binne ons kyk, want dis 2 metafoor wat die Bybel gebruik. Ons kyk soms in die spieël en ons sien raak wie ons is. Maar ons kyk deur 'n bril om te verstaan, om te verhelder, om duidelik te kan fokus, om te kan raak sien wat ons nie met die blote oog kan raak sien nie. Met behulp van 'n bril kan ons soms raak sien wat ons anders nooit kan raak sien nie. As jy oë begin swakker raak en die lig is swak, dan het ons 'n bril nodig om fynskrif te lees, om te weet wat daar aangaan. Binne sekere kontekste kan ons net so ver sien soos dat ons vermoë is. Maar wanneer ons die hulpmiddel van 'n bril opkry, dan kan ons verder kyk. Daar's daar allerhande brille. As jy by sekere van hierdie nou maar as ingaan, dan jy 'n 3-dimensionele bril wat jy opsien, dan lyk dit of hy goed na jou toe kom, weg van jou afloop en jou deel maak van die prentjie. Dis alles hulpmiddele wat vir ons help om goed raak te sien wat ons anders nie kon raak sien nie. En dis presies wat die evangelie van Christus vir ons hier leer. Die Heilige Gees, God het sy Gees vir ons gegee. Met die hemelvaart was dit die woorde waarmee Christus die disippels en die mense getroos het. Sê moenie nie treur nie, moenie bang wees nie, moenie huil nie. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur. My Gees gaan ek vir julle stuur. Broers en susters, as dit nie so was nie, het ons nie die insig
in die verstaan, in die kennis en die geloof gehad, dat ons vanmôre na onsself sou kon verwys het, as kinders van die Here nie. Want die geloof wat in my en jou ontgin is, ontwek is, begin is, het sy oorsprong by God, wat deur sy Gees in ons gewerk het. Deur sy Gees het hy ons oortuig, dat hierdie woord, sy woord vir ons is, en het ons tot geloof gekom, en vorm hy ons. In Efesiërs die 1ste hoofstuk, dan bid die skrywer, dat die gemeente sal insig kry. Dat hulle sal ontvang die insig om die geheimenis van God se ingryping, van sy redding in hierdie wêreld, van sy heerskappy, van sy werklikheid in hierdie wêreld, dat dit aan hulle bekend sal word. Hy bid vir wysheid, sodat hulle die onderskeiding sal kry, onderskeidingsvermoë, om te kan sien waarop dit werklik aankom. Nou broers en susters, ek en julle het ons almal het seker een of ander manier met sosiale media en WhatsApps en Instagrams en Telegrams en ek weet nie wat se grams nog te doen nie, maar op 'n manier kry ons mos boodskappe. En daai boodskap, as ons hom nie lees nie, gaan ons nooit weet wat daarin staan nie. Of ek moet hoor wat 'n ander ou daaroor sê, en dit kan nou riskant ook wees. Paulus bid vir die gemeente, dat hulle die genade sal ontvang, die Gees hulle verstand sal verlig. Nou wil ek vir julle vra, broers en susters, ons kry voortdurend boodskappe deur die woord. Maar gaan nooit weet wat die boodskap is as ek nie die woord lees nie. Ons mense en ons het al geleef in 'n wêreld waar ons die boodskap wil hê sonder om die woord gereeld te lees. Ons wil vra dat die Here ons verstand verlig. Maar uit tog, ons wil nie die moeite doen om die boodskap te lees wat hy vir ons gegee het. Jy weet, in die voorbereiding van hierdie diens, het ek nou vanuit die raamwerk probeer dink van ons kinders wat in 'n ander land sit. Daar's nie 'n NG Kerk in hulle land nie. Maar hulle het 'n persoonlike verhouding met die Here. En binne daai konteks moet hulle dit uitleef. Hoe gaan hulle weet wat die regte goed is? Die genade is, God se Gees is nie beperk tot 'n geloofsgemeenskap nie. God se Gees is oral, is altyd, en hy lei ons. Maar hy lei ons deur sy woord. Hy lei ons deur sy woord, deur die insig wat hy vir ons gee, deur die verheldering wat hy vir ons opbring. Letterlik staan daar verligte oë. Die woord van God raak vir ons soos 'n geestelike bril wat ons opsit. Ons sien raak hoe dat God deur sy seun die goeie werk wat hy in ons begin het, end uit sal volvoer. Ons sien al die beloftes wat hy vir ons gee raak. Ons verstaan dit en ons kry dit reg om dit prakties in ons lewe toe te pas. Want hierdie woord van God, die Bybel, is eintlik geskryf vir die lewe. Van hoe ons teenoor ander mense en teenoor mekaar moet lewe. Ek vra myself deesdae baie die vraag af, moet ek vir mense sê ek is 'n Christen? Ek begin al hoe meer oortuig raak, ek moenie vir mense sê ek is 'n Christen nie. Hulle moet my lewe kan raak sien.
Ek hoef mos vir niemand te verduidelik ek's 'n man nie. Julle behoort dit te kan raak sien. As ons dan lewe as kinders van die Here, dan sal die wêreld dit raak sien. En wat sê die woord van die Here vir ons? Die vrug daarvan is dat ons God verheerlik. Broers en susters, hoe word ons lewens gevorm? Ons het hierdie week gehoor deur verskeie fasette van hoe ons lewens gevorm word. Maar aan die einde van die dag, Here, gebeur dit binne myself. Dis wanneer ek tot insig kom, goed raak sien en vanuit myself verander. As ons gedwing word om goed te verander, dan doen ons dit normaalweg nie. Maar wanneer ek self tot die insig kom en daardie verandering groei in myself, dan raak dit 'n leefstyl. Dan raak dit iets wat ek wil doen. Dis net soos ons in ons verhoudings. As my vrou my probeer verander, dan raak ek in sy gewoonlik in 'n argument betrokke. As ek haar wil verander, presies dieselfde. Want dis nie vir haar lekker dat ek haar wil verander nie. Dis ook nie vir my lekker dat sy my wil verander nie. Maar dis wanneer ons verhouding groei, dat ek besef, joh, dis tot ons voordeel dat ek verander. Dat die verandering nie vir my 'n bedreiging is nie, maar 'n voordeel. God oortuig ons deur sy Gees hoe dat ons moet groei. In Johannes die 15 hoofstuk gebruik hy die voorbeeld om te sê, dis wanneer ons 'n wingerd snoei, dan word ons gesnoei om vrugte te dra. En dan sê hy, dit gebeur deur die woord. Broers en susters, in Filippense bid die skrywer dat ons met in liefde sal toeneem, fyn insig, fyn aanvoeling. Dis wanneer ons hierdie bril opsit, wanneer hierdie bril vir ons help om raak te sien wat liefde regtig is. Waarop dit werklik aankom. Andersins raak ons mos baie maklik vervleg in ons emosies, in ons eie begeertes, ons eie behoeftes, eie belange, en ons kry dit nie reg om te doen wat die woord vir ons sê nie. Dis alleenlik wanneer God ons van onsself deur sy woord verlos, dat daar vorming in ons lewe plaasvind. En hy doen dit net deur sy Gees. Broers en susters, en dan kom die Kolossense brief. En hy leer vir ons ook verder dat hierdie insig wat ons van God ontvang, ons die volle kennis van God sal bring. Die Kolossense brief staan daaroor dat ons die Here as Here van ons lewens sal erken. En as die skrywer hier bid dat die gemeente moet insig kry, dan bid hulle tog dat ons sal verstaan waarom dit gaan om God as Here van ons lewe te kry. Tot volle kennis te kom van wat sy wil is. Broers en susters, die woord van die evangelie is ons bril. Gelowiges het dit nog altyd geweet. Die woord het ons nog altyd gelei om goed raak te sien wat ons andersins nie kon raak sien nie. Om dinge te verstaan wat ons andersins nie kan verstaan het nie. Hoe ons in verhoudings moet leef. Hoe ons moet optree. Alles begin met die woord. En as ons dit nie lees nie, dan raak die bril nooit deel van ons mondering, waardeur ons die waarheid en die helderheid en die duidelikheid raak sien. Dis so eenvoudig as ons
die woord lees, dan werk God met ons. En wat die wonderlike is, God het ons gegee binne 'n konteks van gelowiges vir mekaar. Want ek sien iets raak, u sien iets anders raak, elkeen van ons iets raak. En as ons dit met mekaar deel, dan sien ons baie meer raak. Het jy al gery, dan kyk jy na 'n natuurtoneel en jy sien sekere goed raak. En dan sit iemand wat saam met jou na dieselfde toneel kyk en hy sien iets anders raak. Ek het nie dit raak gesien nie. Broers en susters, binne die gemeenskap van die gelowiges, verlig God ons verstand ook, deur die oë en die brille van medegelowiges. Wanneer ek alleen kyk en alleen lees, dan sien ek self raak, verstaan ek self. Maar dis wanneer ek saam met medegelowiges lees en deelneem, dat ek die groter prentjie ook raak sien. En dis wat God vir ons beloof deur sy woord. Dis waarom die gemeenskap van gelowiges belangrik is. Wat net baie meer belangrik is dat ons met mekaar kan praat daaroor, want nou staan ek vanmôre in 'n monologie en praat, dit sou baie wonderlik gewees het, as ons almal maar nou kon gesels het. So dalk 'n bietjie chaoties geklink het, ons almal gelyk gepraat het, maar wanneer ons met mekaar kan praat, want ek is oortuig, julle sien goed raak vanoggend wat ek nou misgekyk het. Julle sien insigte raak en persepsies raak wat ek nie raak gesien het nie. Maar ons almal het die genade ontvang dat die Gees ons lei. Daarom is dit wat ek en jy raak sien, belangrik om met mekaar te deel. Mag die Here ons op 'n baie besonderse manier as sy kinders en as sy gemeente lei, om deur sy Gees 'n bril te kry wat ons sig verhelder. Veral in hierdie tye wat ons leef. Veral in hierdie tye wat ons so baie stemme en baie insigte en goed hoor, wat ons nie kan toets nie. Onthou net een ek, het die woord van die Here, waarin ons dit kan toets. En ons het sy Gees self, wat ons lei, om die volle waarheid te verstaan. Mag die Here vir my en vir u 'n besondere seën, veral ook as ons nou ons gemeenskap met mekaar en met die Here hier gaan vier op 'n wonderlike wyse by hierdie Pinksterafsluiting, by die Pinksterfees, deur die sigbare tekens van die brood en die nagmaalswyn. Amen. Ek gaan vir u voor met die formulier vir die bediening van die nagmaal. Daarna gaan ons aansit by die nagmaalstafel en dan gaan ons die nagmaal instel, die gebruik instel en ons gaan dit saam gebruik. Ons sal net vra nader na die tyd of jy almal die tekens ontvang. Kom ons luister na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Hy sê die Here het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus in Korintiërs as hy sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê dit is my liggaam en dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die nagmaal die beker geneem en gesê hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenis. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het dit by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here.
By die eet van die brood en die drink van die wyn, roep die gemeente die hele lydensweg van Christus van voor die Gees, hoe hy gelewe het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval het, gesterf het, hoe hy die lydensbeker gedrink het, en hoe hy van God verlate was, en uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar die nagmaal is ook vir ons 'n waarborg, waarin hy vir ons waarborg, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons het met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy self seisoenverdienste vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het en self daarvoor gesterf en opgestaan het en so ons geregtigheid voor God gedien het. Die sekerheid van hierdie waarborg, wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of ons stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is deur die Here self gegee. Die nagmaal is in derde plek 'n viering van die gemeenskap van die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons ook om die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind. Soos die apostel gesê het, omdat dit een brood is, alles ons baie saam soos een liggaam, van ons het almal deel aan die brood. In die vierde plek is die nagmaal die verkondiging van ons toekomsverwagting, waarin ons verseker word dat die Here een met ons. Tog het die gemeente ook hiermee die vooruitkyk na sy wederkoms en verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons ook dan uit na die dag wanneer Christus in sy heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak en so geregtigheid van God wat alles vir almal is hier by ons kom woon. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Die tekens mag dui op die lyding en die sterwing van Christus aan die kruis en sy bloed wat vergiet is. Maar die nagmaal staan ook in 'n viering, nagmaalsviering is nie teken van rou en droefheid nie, maar 'n vreugdefees waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding aan ons uitdeel. In die laaste plek is die nagmaal 'n fees van dankbaarheid. Dankbaarheid wat ons met mekaar kan deel, omdat ons almal aan die een Gees deel wat van ons lei in insig, in die helderheid van verstand en die verstaan en die kennis van God se woord. Broers en susters, as ons die nagmaal verstaan so, en ons gaan dit ook vanmôre dan so gebruik, dan is my gebed dat die Here ons vanmôre op 'n besondere manier hier ook sal aanraak. Ek gaan nou vir u vra dat ons almal gaan staan en belydenis gaan doen van dit wat ons glo. En as ons belydenis gedoen het van dit wat ons glo, gaan ek die gebed doen en dan kan ons sit en dan gaan ons aansit by die tafel. Kom ons staan en ons doen hardop belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Hemelse Here, baie dankie dat ons so mag bely, omdat hierdie geloof wat ons nou bely het,
alleenlik deur u Gees in ons gewek is. Dankie dat ons so mag deel hê aan dit wat u vir ons in hierdie tekens kom gee het. Seën ons nou by die gebruik daarvan. Amen. Kom maar bly sit. Asseblief broer. Goed. Broers en susters, terwyl ons hier aansit by die tafel, kan ek vra, is daar iemand op hierdie stadium wat nie die tekens van die nagmaal by hulle het nie, dan sal ons dit graag vir julle laat kry. Op almal gereed. Daar bo is iemand, kan een van die diakens ook net vir ons daar help, daar regsbo agter aan my regterkant, jou linkerkant agter die galery daar agter die orgel. Nog iemand? Gee vir ons asseblief 'n aanduiding. Broers en susters, as ons nou hierdie brood neem, en ons breek dit, en ons eet dit, dan vra die formulier, dat ons daaraan moet dink, en met glo, dat sy liggaam vir ons gebreek is, as 'n volkome versoening, vir al ons sondes. En wanneer ons dit eet, kom ons glo dit. Die beker van danksegging, dit is ons gemeenskap in die bloed van ons Here Jesus Christus.
wanneer ons dit vanoggend neem en ons drink dit, dan wil ek vir u vra, glo dit, dat dit ons gemeenskap is, met die bloed van ons Here Jesus Christus, wat ons versoen het van al ons sondes. Wees daarvan oortuig, soos jy dit proe, dat dit vir jou bedoel is. Dis my altyd wonderlik dat as ons die nagmaal gebruik het, dan hoor ons altyd 'n kuggie hier of daar. Die wyn, die reaksie van die wyn op ons sluk het 'n effek. Broers en susters, dis elke keer dan my gebed dat ons as gelowiges met die proe van die brood, met die proe van die wyn, nie onaangeraak hier vanaand sal weggaan nie. Want dis presies hoekom ons tekens gebruik. Dis hoekom ons hierdie nagmaalstekens het. Om ons te herinner, so seker as wat jy dit vanmôre beleef het, dit vir jou bedoel. Kom ons bid die Here saam. Hemelse Here, waar ons vanmôre die sigbare tekens geproe het, gesluk het, gekou het, het U dit juis vir ons kom gee om ons te herinner dat alles wat U vir ons gedoen het, juis vir ons bedoel was. Daarom ook, Here, dat U Gees in ons lewens gegee het, om vir ons die bril te word, waardeur ons kan raak sien hoe U wil hê ons moet lewe. Hoe U wil hê ons lewens gevorm moet word. Hoe U wil hê, Here, ons as 'n geloofsgemeenskap, 'n getuienis in hierdie wêreld, in Mamasbury, in die omgewing waar ons kom, waar ons ook al beland, Here, moet uitleef. Wil U gee, Here, dat hierdie momente, hierdie oomblikke vir ons lewens veranderend sal word, sodat die vrug in ons lewe die verheerliking van die naam sal wees, die uitbouing van die koninkryk, Here, maar ook die evangelie in praktyk sal word, sodat die mense rondom ons kan sien, hierdie verandering het 'n effek in die wêreld, en dis die kanalisering van die liefde. Dankie, Here, dat ons mag bid, dat U wat die werk in ons begin, dit eintlik sal volvoer. Amen. Kom ons sluit af met die lied wat ons nou vir jou op die bord gaan gooi. Lied, ek het nou nie die lied by my nie. Lied 440. Kom ons sing die, ek dink 3 verse wat ons al saam sing. Bly sit hier. Seën die mense uitnooi. Tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Die Gees van God bly wonderbaar, voortdurend inspireer, dat ons met hom en met mekaar in liefde kan verkeer. Die Heilige Gees gee uit die skat, deur Christus self verdien. Sy liefde, blydskap, vrede, guns, kom hy aan ons voorsien. Die Lord lei deur God se Gees, leer iets van Christen wees. Hy leer ons bid, getuig en dien,
Broers en susters, ek wil die namens die kerkraad net almal uitnooi om na die verloop van hierdie verrigting in 'n erediens, die Pinkster, die nagmaal, 'n koppie tee hier saam in die kerksaal te geniet. Hulle sê hulle het baie voorberei en ons moet almal dit kom geniet. Kom ons groet mekaar vanmôre met 'n groet waarin ons mekaar verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die insig, die helderheid van verstand, die verligting van ons oë, die verheldering deur die bril van die Gees, ons sal lei om te lewe tot eer van die Here. Amen.